Die wie van die wynbedryf in die Weskaap het maandag in Bantry Bay bymekaar gekom vir die bekendstelling van 'n nuwe onafhanklike vereniging wat Suid-Afrika as produsent van wêreldklas wyn en die Kaap se gebiedspesifieke wyn bemark. About 8 years ago, I asked a few fellow estate owners what their views were and how we should work together to make better wine and to sell it better. En na die totnietganing of die verandering by die KWV, is daar nie eintlik iemand of 'n werklike verenigende organisasie vir landgoedeienaars en vir die wynboer as 'n entiteit of as 'n individu nie. Dit is weens die gebrek aan so 'n organisasie wat die CVC of Cape Vintner Classification gestig is. CVC wil 'n nuwe eksklusiewe wynsertifiseringsstelsel begin waarna wynlandgoedere kan aspireer. The world of wine has become increasingly more competitive, exactly what John said, with each passing decade, and while South Africa has been producing wines capable of standing alongside the world's top wines, we have not gained the recognition or premium market share we deserve. Om die CVC-merk op 'n wynbottel en bemarkingsmateriaal te mag gebruik, moet daar aan die volgende vereistes voldoen word. Dit moet 'n geregistreerde wynlandgoed wees met minstens 20 hektaar wingerde en 'n wynmakery met 'n vermoë van 100 ton. Minstens 5 hektaar se wingerd moet op dieselfde plaas wees waarop die wynmakery geleë is. Die wynmakery en wingerde moet aan sekere tegniese en omgewingsstandaarde voldoen. Die landgoed moet geriewe hê wat minstens 6 dae per week oop is vir die publiek om wyn te proe en te koop. En dit moet 'n aangename ervaring vir besoekers bied. Die landgoed moet voldoen aan internasionale arbeidspraktyk. Lidmaatskap word tans geskat op ongeveer R16,000 per jaar en ongeveer 30 wynlandgoedere het al aansoek gedoen vir hierdie klassifikasie.